Daar's hy. So kom ons begin dan en gaan verder en dan sluit ons eintlik maar 'n bietjie af met die apokriewe. En ons het nou die Nuwe Testament apokriewe gedoen of ons het nou daarmee, hoe kan 'n mens sê, begin althans. En net 'n paar goedjies wat ons uitgelig het. Eerstens, ek het hierdie slide gewys dat daar verskillende apokriewe is van die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament apokriewe lyk bietjie anders as die Ou Testament apokriewe in die sin van dat ons versigtig moet wees van hulle, want dit is waar apokrief eintlik maar sy konnektasie gekry het van valse leer is, maar eintlik hoofsaaklik met die Nuwe Testament apokriewe. En die hoofrede daarvoor is hoofsaaklik as gevolg van dan nou gnostisie wat inkom. Nou gnostisie, soos ons gesê het, is 'n geloofstelsel wat klem lê op die verhouding tussen God en mens. Verlossing kom deur 'n spesifieke kennis, 'n gnosis, soos hulle sal sê. Dit wil sê die oortuiging, geloof dat hierdie wêreld korrup en kwaadaardig is. So as mens gaan kyk na die geloofstelsel, en ek gaan dit weer deurlees, want hierdie moet julle onthou vir wanneer ons dan nou deur die Nuwe Testament apokriewe gaan. Hierdie wêreld is die skepping van of 'n engel wat geval het van die een ware God, so ja, een ware God, en uit van hierdie ware God is daar verskillende engele, en hierdie engel het toe nou, hoe kan mens sê, boos geword en hy het afgekom aarde toe, kan mens sê, of dit was met 'n mindere God, nie die ware God nie, maar 'n mindere God. En omdat hierdie nou gefale engel of hierdie mindere God nie perfek is nie, nie perfek soos die een ware God is nie, wat ons nou sal sê, God die Vader, is die skepping en dan die mensdom as deel van daai skepping ook sleg. So hierdie gevalle of engel wat geval het, hierdie aarde geskep, en omdat hierdie engel wat nie perfek is nie, is die aarde dan ook nie perfek nie. So dit sê al klaar, God die Vader is nie die skepper van die aarde nie. En die mensdom kan hulle self dan ook nie red uit hierdie slegheid van die aarde nie. Hierdie wêreld is dan ook die privaat sfeer van hierdie demiurg, wat dan nou hierdie engel is, en amper mens kan maar sê die duiwel, so hierdie duiwel kan dan nou maak en breek so wat hy wil op die aarde, en die mens is maar eintlik vasgevang daarin, hy kan nie veel anders doen as om net te gaan daarmee nie. Maar, alle mense het egter hierdie vonk of vlammetjie binne in hulle, wat dan 'n oorblyfsel is van hierdie een ware God. En die verlosser, wat dan nou in hierdie geval kan 'n mens interpreteer, of hulle sou dit dalk kon interpreteer as Jesus, as hy dan nou kom van die bo af, van die een ware God af, steek hy hierdie vlammetjie binne in 'n mens wakker, en hy gee vir jou kennis, gnosis, die Griekse woord vir kennis. En nadat hy dan nou hierdie insig vir jou gegee het, en dat jy die insig het, maar hoor hierso, daar is hierdie engel wat geval het, en engel wat slegte gedoen, sodra jy daai kennis het, dan gaan jy dan nou toegang kry tot die bo, en word jy dan nou gered van die dood. As jy nou die nag dood gaan, dan gaan jy opgaan na die bo, omdat jy weet van hierdie engel wat geval het, hierdie slegte engel wat daar is. Nou, dit klink baie soos eintlik maar die Christen geloof, maar daar's 'n paar goed wat verskil. Eerstens, die ware God die Vader sê hulle het nie die skepping gemaak nie, dis hierdie engel wat geval het. Hy is die skepper van die mens en alles. En hoe word jy verlos dan nou altans van die wêreld? Is as gevolg van deur te weet van, hierdie kennis te hê van dit wat verkeerd is. Deur te kennis te hê van hierdie engel wat geval het. Nie omdat jy in God die Vader glo, nie omdat jy glo dat hy die verlosser is wat jou vir jou sondes gesterf het en so nie. So dis die rede, en dit is nogal redelik bietjie naby aan wat ons glo, maar tog bietjie way out. 'n groot ding wat ons okay. As julle hier kan sien, andersins kan jy dalk daar agter of aan die enetjie. Sit dan, daar's hy. Anders kan jy dalk daar op daai agterste tafel dalk daar gaan sit, ja. Okay. So dis maar die groot ding met gnostisie. Dit is jy hoef nie Jesus te glo, of jy nie te glo hy het jou verlosser nie. Jy moet net weet van die duiwel en dan sê fyn. En dit is heeltemal teenoor wat ons dan nou eintlik glo as Christene.
So, dan kom ons dan nou by die bevestiging van die Nuwe Testament kanon. Nou redes vir die bevestiging daarvan. Hoekom moes hulle Nuwe Testament kanon bymekaar maak? Nou eerstens is die dood van die apostels het dood gegaan, so eintlik daar gaan maar ook die ooggetuies van wat Jesus gedoen het, so nou moet jy die goed begin neerskryf om dit te onthou. Die ooggetuies is nou nie meer daar nie. Dan jy die opkoms van gnostici, soos wat ons nou genoem het, die finalisering van die kanon van die Ou Testament, so die Ou Testament kanon, dit die boeke wat in die Ou Testament is, het redelik al begin gefinaliseer word. Die self-identification, wat maar net 'n mooi woord is om te sê, die kerk het begin ontstaan, die kerk het begin ontstaan as 'n instansie, en hierdie instansie het dan ook nodig om te sê, maar wat is dit waarin ons glo? Wat is daai standvastigheid, die fondasie waarom ons glo? Die vertraging van die parousia, nou die parousia is die wederkoms, en Paulus sal julle baie keer lees, die wederkoms is nou, wederkoms gaan nou kom. Dan briewe wat later geskryf is, sê, okay, my parousia, of die nuwe wederkoms, hy kom nie nou nie, het ons hom dalk gemis, wat het gebeur, en dan nog verder, hier so teen die tyd van Openbaring, hier so teen 90 na Christus, so, het hulle gesê, maar waar is die parousia, hy het nooit gekom nie, Jesus het gesê, hy gaan kom, hy het nooit gekom nie, so, nou wil hulle verstaan ook hoekom, en dan is dit ook nou 'n rede vir die bevestiging van die Nuwe Testament. Die Kodeks het begin uitkom, so die Kodeks is maar net 'n ou boek, kan 'n mens sê, hoe hulle begin blaaie, hulle papiere gebruik het, hulle het nie meer manuskripte gebruik wat hulle ooprol nie, maar amper soos 'n boekformaat gebruik, so die Kodeks het begin inkom. Die verbranding van Christelike boeke, dit het nogal 'n groot rol ook gespeel. Nou begin hulle boeke verbrand, nou wat nou? Hoe gaan ons weet wat is waar, wat is nie? Ons begin hierdie goed verloor. Ons moet dit begin autoriteit gee, bymekaar bring. Politieke druk deur Konstantin, die 4 hoofsentrums, of Konstantin het om te noem, was die Romeinse keiser. Die 4 hoofsentrums, Rome, Konstantinopel, Antiochië en Alexandrië, het almal verskillende boeke gesê, dit is die Bybel, dit is die Nuwe Testament, hierdie is reg, hierdie is verkeerd, nee, hierdie is reg, hierdie is verkeerd. So hulle almal het sekere autoriteit gegee aan sekere Nuwe Testament boeke, en baklei oor watter is reg en watter is verkeerd, dat daar in 'n sin moes gesê het, okay, maar nou moet ons, al is dit maar verskillende gemeentes, wat verskillende boeke glo, moet ons sê, okay, maar kom ons kry standvastigheid, kom ons kry ruggraat, wat is dit wat reg is, wat is dit wat nie reg is nie. En dan Konstantin se ede, met sy versoek aan Eusebius om 'n lys van die Nuwe Testament kanon te finaliseer, en dan ook 50 kopieë te maak. So hierdie is die redes hoekom hulle gesê het, okay, nou moet ons besluit wat is die Nuwe Testament, en wat moet in die Nuwe Testament kom, wat moet nie in die Nuwe Testament kom. En dan kry ons die kriteria. Hoe het hulle besluit, daai slide wys. Hoe het hulle besluit wat moet in wees en wat moet uit wees? En wat dink julle sou kriteria wees? Wat dink julle sou hulle moes nou bymekaar kom en sê, okay, hierdie is reg, hierdie is nie reg, jy of nee. Wat dink julle was daai kriteria gewees? Sê geweer? Outeur speel 'n groot rol. Wie die outeur was, gewoonlik as dit 'n apostel was dit nogal baie hoog op waardig toegevoeg. Ja, boeke moet belyn wees met die apostels, ook belyn wees met Paulus se boeke, maar dis nog steeds Nuwe Testament. By die Ou Testament. Moet in lyn wees by die Ou Testament geleer word. Wat nog iets? Ons nogal 'n groot ding wat daar moet in wees. Sê weer? Wanneer dit geskryf is, hulle het nogal gefokus op boeke wat nogal redelik, hoe ouer die boek is, hoe meer autoriteit het hulle ook aan hom gegee in 'n sin. Nie noodwendig hierdie nuwe boeke of boeke wat nuwer is nie. Hulle sal dit ook sien as ons aangaan. Ja, maar op hierdie stadium het hulle net kopieë gehad. Hulle het nog nie soos ons byvoorbeeld hoe hulle tekste kon oor honderde jare suiwer hou nie, of oorspronklik aan die gang hou nie, so hulle het maar net kopieë gehad, maar die kopieë was nogal redelik goed oorgekopieer, so dit was daarom nie te groot vir hulle 'n probleem gewees nie.
Ja, soos ons gesê het, apostels. Daar's een groot een wat julle mis. Die inhoud moet Jesus moet in die dokument ook wees. Dis nogal redelike grootte. Jesus Christus moet die inhoud van die dokument wees. Soos Luther het genoem het die Christum Tribet beginsel. So dit is een van die hoofredes wat hulle gesê het, okay, so Jesus Christus moet inwees, die dokument moet in kontinuïteit wees met die Ou Testament. Hy kan nie dit wat die Ou Testament sê teenpraat of dit verkeerd praat nie, en dan is dit nogal redelike indikasie daarvan. Daar moet sekere apostoliese outeurskap wees, so die apostels, as hulle dit geskryf het, dan weet ons dit is nogal redelik, dan weet hulle, okay, dit is nogal redelik 'n goeie dokument, 'n dokument wat ons kan vertrou. En dan regula fidei. Nou dit is ook een van die kriteria wat hulle gebruik het, of kanon van geloof. So vir die finalisering van die Nuwe Testament kanon het die regula fidei as 'n mondelinge en leerstellingsbaken gedien wat gelowiges verenig het. So soos die kerk verskeie teologiese konflikte gehad het, soos Gnostici so, het hulle al hierdie verskillende, dis eintlik maar ja, informele geloofsreëls het hulle dan nou in geloofsbelydenisse finaliseer, soos byvoorbeeld die apostoliese belydenis of die belydenis van Nicea. So hierdie reëls wat die apostels maar eintlik vir hulle gegee het en wat hulle oor hierdie kort tydperk na Jesus wat begin kom het, hierdie vroeë kerkreëls, het hulle dan nou begin finaliseer in die apostoliese geloofsbelydenis. So mense kan eintlik dan nou maar kort sê, een van die kriteria was dat dit ook in lyn moet wees met dit wat in die apostoliese geloofsbelydenis staan of in die belydenis van Nicea. So dit was ook een van hulle. Pistia. Hierdie ene nee, ek het vergeet om hulle in te sit, ja. Nee, hulle is nie daar nie. So een is van die Heilige Gees. So dit beteken dit moet eintlik maar geïnspireer wees deur die Heilige Gees. Dit was veral nogal 'n groot probleem in die Reformatie, want die kerk het gesê die kerk se autoriteit is nodig om die Bybel te verenig en te verkragtig en te verifieer. Die kerk is nodig. So nee, die Heilige Gees is nodig. So dit daar moet iets wees om te sê, maar hoorie, so dit is Heilige Gees, nie die noodwendige kerklike ding nie, en dit is nie 'n kerkdokument nie, maar liewers iets wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, soos ons dan ook sien in die volgende ene. Daar moet 'n sin wees van, maar hierdie is die Heilige Gees wat hier praat. Daar moet 'n idee kry van 'n dokument is geïnspireer deur die Heilige Gees, en ek dink ook hulle het ook gevoel deur die Heilige Gees, maar wat moet in, wat moet uit. Dan algemene goedjies, kleiner goedjies, dit moet dit kan gebruik om van te kan preek. Algemene gebruik in die vroeë kerk, as hulle dit kon gebruik vir hulle liturgie, dalk vir sending, dan sou dit ook 'n bonuspunt gewees het. Die datums is ook genoem, dit moet redelik vroeg geskryf wees, en dan ook toepaslikheid van die inhoud. As situasies in die lewe verander, is dit toepaslik vir daai situasies, of is dit maar net toepaslik op een spesifieke situasie? So dit was maar hoofsaaklik dan nou die kriteria wat hulle gebruik. Enige vrae? Enige opmerkings? Ja. Dit nogal deur baie debat het hulle agtergekom. Ja, so hoe hulle geweet het of dit die Heilige Gees geïnspireer was, so hulle het maar, dit bring ons eintlik by die volgende ene. Hulle het nogal redelik lank met mekaar gestwee en geveg oor wat moet in en wat moet uit wees. Soos as julle sal sien hierso, die Nuwe Testament soos dit vandag het, was eers finaal bevestig in die Westerse kerk in 382 tydens die Synode van Rome. So dit is al klaar 350 jaar na Jesus. En 350 jaar na Paulus ook, kan 'n mens amper sê. So, dit is nogal redelik lang tydperk wat verstrek het. En hierdie synodes was soos ook maar die NG Kerk synode 'n week lank gewees. Minimum amper. Dit kan regtig lank wees en dan het hulle met mekaar gestry. Nee, hierdie moet inwees, hierdie moet inwees. Nee, hierdie moet nie inwees, hierdie moet inwees. En. So dit kan nogal redelik lank vat. Verder, dit was later weer so bevestig tydens die synode van Hipporegius
En toe ook by die synode van Carthage, ek kan net die Afrikaans kry daarvoor. So 'n paar jaar daarna. Die vroegste van die Oosterse kerk, so dit is nou die Griekse kerk, het die Nuwe Testament kanon eers 'n bietjie later, of dit kom uit die 39ste brief van Pascal, maar dit was ook maar tydens min of meer daai tweede helfte van die 4de eeu, wat hulle maar eers begin die Nuwe Testament bevestig het. So mense kan eintlik maar met sekerheid sê, hier teen 400 na Christus het ons die Nuwe Testament. Concilium van Constantinopel. En ja, so het dit staan gekom dat ons dan nou 27 boeke het van die Nuwe Testament. En die res word dan nou gesien as apokriewe boeke. Enige vrae? Hierdie kan nogal dink soos, joh, hulle kon 'n fout gemaak het. Maar die kennis wat ons vandag het, kon hulle nogal redelike fout gemaak het. Maar as ons gaan kyk na die Nuwe Testament apokriewe, dan kan 'n mens agterkom, maar ek kan nogal sien hoekom hulle gedink het hierdie was nie reg nie. Dit raak nogal duidelik met wat die apokriewe sê, dat 'n mens sê, maar daar's nie 'n manier dat hierdie in ons Bybel kan wees nie. So ja, ons gaan dit raak nogal interessant. Enige vrae? Om nog reg? Goed. Dan begin ons by die Nuwe Testament apokriewe. En ons begin by die Evangelie van Thomas, 'n baie interessante evangelie. Die Evangelie van Thomas, hy was oorspronklik geskryf in Kopties. Nou Kopties is 'n Egiptiese taal, wat maar van Grieks afgelei is. En dit is maar wat hulle gepraat het in die eerste eeu, van die laat eerste millennium so voor Christus, waar die taal dan nou oorspronklik van is. Maar dit is maar dit is Egipties in Griekse skrif amper, kan 'n mens sê, min of meer. Met hulle eie twist daarop. Dan is die skrywer onbekend, die plek van skrywe is onbekend, datum van skrywe begin 2de eeu na Christus. Sien julle, hier is al klaar in die begin van die 2de eeu. So dit beteken hier so teen 110, 120 na Christus. Nou dis al klaar 20 na 30 jaar na die Openbaring selfs geskryf is. Nou hierdie sê hulle is die evangelie. Die evangelies is geskryf hierso teen die 60s. Dis al klaar dubbel daai tyd na dit. So hierdie datum alleen van wanneer dit geskryf het, sal klaar 'n paar rooi ligte afgegaan het maar. Daar is proponente van het vroeë skrywe, van die ou sê dit was kie. Wat hierdie geskryf het? Nee, dit was kie, dit is die kie waarna hulle verwys, en dit is Evangelie van Thomas. Ja, gesê dit kie, daar is mense wat sê dit is die 3de eeu. As 'n vroeë en 'n laat, Nie hierdie een. Thomas. Ek weet nie of Thomas kie kan wees. Ek kan verstaan waar die argument vandaan kom. Die kiebron. Ja, want daar is mense wat sê dit is nie kiebron. Ek twyfel. Ek kan nie saam met hulle stem nie. Kyk, daar is interessant, so vir die wat nou die kiebron, dit is die van die synoptiese evangelies. So hulle het gesê Markus is jou oudste evangelie. En toe word Lukas en hy het sy eie bron gehad. Markus. Toe word Lukas en Matteus geskryf. En hulle gebruik toe vir so Matteus het vir Markus gebruik. En ons weet en Lukas het ook vir Markus gebruik. En ons weet dit as gevolg van inligting wat ooreenstem in Matteus, Markus en Lukas. Maar Lukas het ook sy eie goed gebruik. En ons weet dit as gevolg van goed wat net in Lukas voorkom. Matteus het vir Markus en Lukas of het vir Markus gebruik, want soos ons weet, Lukas en Markus en Matteus het sekere inligting wat ooreenstem. So as die inligting oor al drie daai evangelie saamstem, dan weet ons hulle het Markus gebruik as bron. Maar inligting wat net in Matteus voorkom, is inligting wat hy uit sy eie bronne uitgekry. Maar wat maak ons nou met die inligting wat in Lukas en Matteus voorkom, maar nie in Markus nie? Dit is dan die kiebron. Hulle noem dit 'n teoretiese bron, want ons weet nie waar dit vandaan kom nie. En hulle het toe al, ek het eintlik 'n dokument wat die kiebron, die teoretiese kiebron sal wees.
Ek dink Ja. as jy kyk na die ooreenkoms met die inhoud van Matteus, Markus en Lukas, baie sterk ooreenkoms met Thomas, maar as geen ooreenkoms met Johannes nie. Van Thomas. Ja, maar Johannes doen sy eie ding. So dan kan jy sê, ja, maar hy is voor Johannes geskryf, dat hy saam met die synoptiese evangelies so. Maar hy het tog 'n sterk gnostiseer. Dat is van ek met die net kan verstaan as jy dit. Maar so. Maar dit kon ook later bygesit word, die gnostiseer. Baie gnostiese. Hy het ook nogal 'n bietjie seker gnostiseer. Ons moet 'n bietjie gaan kyk. Kyk, my Nuwe Testament is nie so goed soos my Ou Testament. Kyk, dit is debatteerbaar. Maar want van die goed wat Thomas sê is maar skets. Ja. Kom ons kyk bietjie wat sê Thomas. So hulle het hom gevind by Nag Hammadi. Dit is waar die Thomas Evangelie ontdek is. Nou hier is die Nag Hammadi kodekse wat hulle toe nou ontdek het en ek dink die hoeveelste eeu. Nou in die 1900, ek weet ook nie, laat 1800 en dit is dan min of meer hoe hy dan nou sou lyk. Hoe die kodekse sou lyk, hierdie papier wat hulle sou insit in hierdie diagram, in hierdie leer amper wat hulle toe nou sou toebind by. En as mens gaan kyk na die evangelie van Thomas, dan het hom so. En interessant, kyk wat staan daar klaar, né? Nie dat hulle dit kan lees nie, maar apokrafy. Apokryfe. So kata according to Thomas aan die einde en dan apokryfon, sorry. Hierdie sou kopieë wees. Kyk, om altyd te sê iets is oorspronklik is nogal 'n stretch. Die naaste, die oudste dokument wat ons dink ek het van die Nuwe Testament is P46 wat 200 na Christus is. En dit bevat 1 of 2 Korintiërs. Ek dink 1 Korintiërs, 'n gedeelte van 1 Korintiërs. Moontlik. Ek sal moet gaan kyk, soos ek sê, wat is die oudste wat ons het, maar ek weet P46 is nogal die Chester Beatty papyrus. Hy is nogal redelik uit, maar die probleem is met papyrus is dit is van plantmateriaal. So dit gaan, julle kan al klaar sien hierso. Hy begin verteer, hy begin agteruit gaan, hy's baie bros van al papyrus. Goggatjies begin dit vreet. Die rede hoekom ons dan nou goed het, soos byvoorbeeld die Dead Sea Scrolls, is omdat dit in die perfekste situasie is. Dit is geleë in 'n woestyn waar kurk droog is, nie vochtig nie. Dis toegeseël in potte in 'n grot langs die Dooie See, 'n see wat nie net sout is nie, maar meer as net sout. En dit is 'n wonderwerk ons daai gekry het en dis ook 'n groot, hulle sê dis die grootste uitvind of grootste ontdekking in die 20ste eeu, maar dit daar gelaat. Nee, hierdie sal nie noodwendig oorspronklik wees nie, maar interessant dat dit in Grieks geskryf word, lyk soos Grieks, kopties daarop. Maar ja, dis hoe dan nou sou lyk in hierdie boekie wat hulle sou dan gevind het. So, die evangelie van Thomas bevat nie 'n vertolking van Jesus se lewe. So dit is nie die storie van Jesus. Jesus is gebore, dit is wat gebeur het, hy het hierdie vertel, hy het daai vertel. Liewers dit bevat 114 spreuke, so sê goed van wat Jesus gesê het. En meeste van dit begin maar met die woorde en Jesus het gesê. En baie van dit is maar dieselfde wat ons het in van die evangelie, soos byvoorbeeld nommer 20, Spreuke 20, die disippels het vir Jesus gesê, vertel ons hoe die koninkryk van die hemel is. Hy het vir hulle gesê, dit is soos 'n mosterdsaad. Dit is die kleinste van alle sade, maar wanneer dit op bewerkte grond val, produseer dit 'n groot plant en word dit 'n skuilplek vir voëls van die hemel. Spreuke 54, Jesus het gesê, geseënd is die armes, want vir hulle is die koninkryk van die hemel. Jesus het in dan 73, Jesus het gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Smeek die Here daarom om arbeiders na die oes te stuur. En die laaste ene, die Spreuke 86, Jesus het gesê, die jakkalse het hulle gate en die voëls hulle neste, maar die seun van die mens het geen plek om sy kop te lê en te rus. Dit klink baie soos maar wat ons in die evangelies kry.
Baie van die spreuke is maar 'n kombinasie van wat Jesus gesê het en dan is daar 'n paar ekstra goedjies by. Spreuke 62. Jesus het gesê dit is aan diegene wat waardig is aan my misteries dat ek my misteries vertel, my mysteries soos hulle sal sê, slegte vertaling. Moenie toelaat dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. So daai het ons in ons gedeelte. Moenie toelaat dat jou linkerhand van jou regterhand doen nie. Dan nommer 100. Hulle het vir Jesus 'n goue muntstuk gewys en vir hom gesê, keiser se manne eis belasting van ons, en hy het vir hulle gesê, gee vir die keiser wat aan die keiser behoort. Gee vir God wat aan God behoort, en gee vir my wat aan my behoort. 106. Jesus het gesê, wanneer julle die twee een maak, sal julle die seuns van die mens word, en wanneer julle sê, berg trek weg, sal dit ook beweeg. So baie van dit klink baie soos wat in die Bybel voorkom. Nou hier kom die ander helfte en die goed wat nog op die vreemd kan. Nommer 7. Jesus het gesê, geseënd is die leeu wat mens word wanneer dit deur die mens geëet word. En vervloek is die man wat die leeu eet en die leeu word mens. Bietjie snaaks. Spreuke 15. Jesus het gesê, weer eens Jesus het gesê, wanneer julle iemand sien wat nie van 'n vrou gebore is nie, werp julle op julle gesigte neer en aanbid hom. Daardie een is jou pa. 44. Jesus het gesê, wie die Vader God laster, sal vergewe word. Wat sê die derde gebod? En elkeen wat die Seun God laster, sal vergewe word. Maar wie die Heilige Gees God laster, sal nie op aarde of in die hemel vergewe word. Ewe skielik word die Heilige Gees bietjie bo die Vader en die Seun gesmaak. Dit klink nie noodwendig of dit in lyn is met wat ons in glo nie. Maar ons glo weet alles sal vergewe word, maar as jy sondig teen die Heilige Gees, sal nie vergewe word. Waar staan dit? In die Nuwe Testament. Ek sal daai woord gaan opsoek. Nee, ek weet nie van daai nie. Ek het huiswerk om te doen. Dis kom ek sê, Nuwe Testament, Jesus het gesê, laat hy wat ryk geword het koning wees en hy wat mag besit dit prys gee. Hierdie het ek dink ek ingesit as vol van die ryk word. Want Jesus het nogal 'n redelike sterk ding van ryk wees. Dan 101, Jesus het gesê, wie nie sy vader en sy moeder haat soos ek nie, kan nie 'n disipel van my word nie, en wie nie sy pa en sy moeder lief het soos ek nie, kan nie 'n disipel van my word nie. Vir my ma, doetjie, die skrif is verlore, maar my ware moeder het my lewe gegee. So daar is 'n paar goed wat bietjie sleg is en dan goed wat nogal redelik wyd is. Nommer 2. Jesus het gesê, laat hy my soek. Ek dink dis Lees nommer 2. Nommer 2. Laat hy my soek. Laat hy wat soek, aanhou soek totdat hy vind. Wanneer hy dit vind, sal hy onrustig raak. Wanneer hy onrustig raak, sal hy verstom wees en hy sal oor die al regeer. En hy sal besef wat hulle kinders God is op iets. Ja, daai gedeelte, net soos wat hy daar staan, maak hy nie vir my lekker sin nie. Net gedag wat bietjie in die toekoms dan kyk, dag op Insta en hy staan vir die AI. Nee. Daarom die AI. Groot gedeelte van die spreek het ook te doen met dood en 'n paar van hulle ook met lyke. Jesus het gesê wie die wêreld verstaan het slegs 'n lijk gevind en wie 'n lijk gevind het is bo die wêreld. En baie van spreek ook met lig. Lig is ook 'n baie groot Johannes ene. Die beelde is sigbaar vir die mens, maar die lig daarin bly verborge in die beeld van die lig van die Here. Hy sal sigbaar word, maar sy beeld sal deur sy lig verberg word. Wat maak ons met al hierdie spreuke? Daar is 'n heftige debat of dit nogal gnosties is of nie. Ja, van dit kan dalk, van dit is nogal redelik soos ons sê in lyn met wat daar in die Bybel staan. Van dit is bietjie iffy. Ek sal nou vir julle Spreuke 1 lees, want dit is nogal iets wat 'n mens kan dink, joh, dit is dalk nog bietjie wyd.
So, Prof van Eck sê, dit is nie noodwendig gnosties nie, maar hy het wel gnostiese trekke daarbey. Inner Jesus indicates that his hearers have a spark of the divine and that had a heavenly origin. This world we live in is a cesspool of suffering that he calls a corpse. A person's inner being, the light within, has tragically fallen into this material world and become entrapped here, sunk into poverty. And in that condition has become forgetful of its origin, become drunk. It needs to be reawakened, learning the truth of both this world and its own heavenly origin. Jesus is the one who conveys this truth. Once the spirit within is the truth, it will strip off this material body, symbolized by cloth, to be removed and escape this world, returning to the divine whence it came. So, seker van die mees aangrypendste van die evangelie is dat dit nie Jesus se dood of opstanding noem nie. Wat nogal bietjie van dit, mense sal dit agterkom in die sin van dit het te doen met dit is 'n storie wat dit vertel, dit is net Jesus se sê goed en Jesus praat nie baie daarvan nie, maar tog het hy ook in van die evangelies genoem dat hulle sal verstaan as die tyd kom en hy het hulle baie voorberei. So hierdie hele feit dat dit nie noem nie, is nogal 'n sterk argument dat dit gnosties kan wees. Baie van dit, of een van dit het gesê, en hy het gesê, wie die interpretasie van hierdie gesegdes vind, sal nie die dood ervaar. Met ander woorde, wie die interpretasies van hierdie gesegdes vind, gnosis het, sal nie die dood ervaar nie. Nie noodwendig as jy die Jesus verken as verlosser nie. En as gevolg daarvan, dink ek, is dit nogal redelik gesien as vals leer, alhoewel daar baie van die sê goed is, wat ook in die evangelie staan. So daar is nogal, die evangelie van Thomas is regtig interessant. Mens kan regtig in diepte ingaan, hoe hy hierdie beelde gebruik, is dit gnosties, is dit nie. Dit is maar die evangelie van Thomas. Enige vraag? Daar baie mooi gesê, Here is kloof die hout, en jy vind my daar. Daar is ek. Is dit in Thomas? En die ander is die Engels nie Paul gekom, wees verwys van my. Dit is nie deel van die wêreld. Ek sal 'n bietjie weer met Thomas gaan lees. Want Thomas het 'n paar interessante goed, paar goed wat, soos ek sê, nie sin maak noodwendig nie. Omdat dit ook maar net sê goed is, ek hoor die beter konteks. Ons is maar soos die disippels. Jesus het baie keer vir sy disippels verduidelik wat hy gesê het. Jesus net sonder die verduideliking. En daar, soos ons sê, het ook maar later implikasie ook gekom dat gnostisie ingekom het. En so dit is maar 'n bietjie van 'n moeilike evangelie maak om te lees. En van die goed is maar 'n bietjie wat jy sê, ek weet nie so lekker nie. Dan kom ons by 3 Korintiërs. Ja, sorry. Jy sien, dis hoekom ek nie Nuwe Testament nie. So dit is in Lukas en Markus. Wat beteken? So hulle het mekaar afgeskryf. Sien, dit is hoekom ek 'n bietjie meer uit die Nuwe Testament moet preek. Julle moet my maar verskoon, sorry, ek ken nog nie die Nuwe Testament so goed nie. Dan kom ons by 3 Korintiërs. So, 3 Korintiërs is nie eintlik die derde brief aan die Korintiërs nie, want 1 Korintiërs of 2 Korintiërs ook nie eintlik die eerste of die tweede brief aan die Korintiërs nie. Maar ons 'n ander brief wat verlore gegaan het, wat Paulus ook vir hulle geskryf het. Maar anyway, ons het 1 en 2 Korintiërs en hier is toe 'n derde brief aan die Korintiërs. Nou dit is in Grieks geskryf en dit is deur Pseudo Paulus. So iemand wie skryf as Paulus. Dis heel moontlik hulle vermoed dit is dalk dieselfde skrywer van die apokrief Handelinge van Paulus. So dit kan ook dieselfde skrywer wees. Die plek van skrywer is onbekend, maar kyk weer dit, 'n latere datum. Ten minste middel 2de eeu na Christus. So dis al klaar ten minste 100 jaar na Paulus se dood.
Weer eens, so dis ou boeke wat geskryf is. Die oudste wat ons het in die Nuwe Testament is 90 daar rond 100 na Christus. Hier is al klaar baie meer as dit. Boodskap anti-gnosties. Teen die gnostici. So waar ons 'n bietjie meer gepraat oor die gnostici, hierdie is teen dit wat hulle het. Hier is 'n voorbeeld van die papierusse wat hulle gekry het. Regtig baie mooi, soos julle kan sien, hy was in 'n codex vorm. So 'n boekvorm. En hier is mooi eintlik hoe die Grieks dan nou neergeskryf is in van daai kodekse. En dan hierso kry ons dan nou die oudste manuskrip wat ons dan nou het van 2 Korintiërs. En dit is die Bodmer papyrus nommer 10. En 2 Korintiërs of 3 Korintiërs is dan nog eintlik nie daai oudste wat ons dan nou het. So alles hierbo. Julle kan sien die skrywer is eintlik maar lelike Grieks. Want hy het nie baie mooi geskryf nie. Dit is nie soos die ander nie. So dit is afgerammel. Mens kan sien daar's eintlik passie in anti-gnostici. Maar ja, daar is dan nou die enigste stukkie wat ons dan nou oudste wat ons het in die sin van is 4de eeu. Maar ons kan dit dateer dat dit al voor dit geskryf is. So, die teks is gestruktureer as 'n poging om beweerde waninterpretasies van die vroeë 1 en 2 Korintiërs reg te stel, waarvan die skrywer dan nou bewus geword het as gevolg van die ewe twyfelagtige naam 3 Korintiërs. So, die skrywer probeer sê, maar hoor julle 'n bietjie waninterpretasies van wat Paulus vir ons probeer sê in 1 en 2 Korintiërs, en kom ek probeer hierdie waninterpretasies vir julle 'n bietjie regmaak deur 'n derde brief te skryf wat Korintiërs genoem word. Die brief poog spesifiek om die interpretasie van die frase vlees en bloed kan nie die koninkryk van God erf nie, reg te stel, waardeur sommige geleer het dat die opstanding van die dooies nie fisies kon wees nie. Gnostici was bekend daarvoor dat hulle hierdie deel van 1 Korintiërs aanhaal, dat Christene soos Ireneus woedend gemaak het, omdat hulle geglo dat 'n mens na jou dood fisies eerder as geestelik opwek. So dit was maar een van die hoofvrees. Hulle het geglo, nee, jy word fisies opgewek, fisiese liggaam. Waar die Gnostici gesê het, nee, jy word deur gees opgewek. Paulus het gebruik dat jy 'n nuwe liggaam kry wanneer jy opgewek word. Wanneer jy dan nou hemel toe gaan en opgewek word. So ek wil amper sê, hy is 'n bietjie in teenstryd met wat die Ireneus gesê het, maar hulle het geglo fisies en die Gnostici het gesê nie fisies nie, volgens jou siel, so daarom het hulle begin bietjie twyfel en iets daarteen skryf. Daar word bespiegel dat die argument van die Gnostici soveel grond gewen het, dat sommige ortodokse Christene behoefte gekry het om dan nou die 3 Korintiërs te skryf. Wat glo ons? Siel. Dank Paulus gebruik sê jy kry 'n nuwe liggaam. So Paulus is ook nie noodwendig siel nie, hy sê nuwe liggaam. Mense moet gaan kyk na 2 Korintiërs. Dit is nogal interessant. Ek preek juist daaroor Sondag, so ons weer terugkom uit die Nuwe Testament te verslag. Okay, die skrywer gee eers 'n brief wat deur die Korintiërs aan Paulus geskryf is, waarin hy vir hulle hulle vir hom vertel van die 2 persone met die naam Simon en Kleobeus, wat in Korinthe aangekom het, en dat hulle klomp verkeerde goed vir die mense leer. Hulle leer vir hulle byvoorbeeld dat die Ou Testament boeke nie mag het nie, God is nie almagtig nie, mens kan nie meer lewe as jy klaar dood gegaan het nie. Mense is nie deur God gemaak nie, dink nou aan Gnostici. Is daai gevalle engel, mindere engel. Jesus het nie regtig mens geword en ook nie uit Maria gebore uit nie. God het nie die wêreld gemaak nie, maar engele het, baie Gnostici. So dit is nou die argument wat hulle dan nou sê. Nou of dit so is, dat daar 'n Simon of Kleobeus is, die weet ons nie. Maar die feit is daar's Gnostici wat ingedring het by die Christene. Paulus se antwoord hierop, dis nie noodwendig, dis nie deur Paulus geskryf nie, is dan nou die 3 Korintiërs. Ons begin dan nou met Paulus, soos Paulus ander briewe, groet, geseënd is julle en al daai dinge, en dat hy dan nou begin hierdie idees van Simon en Kleobeus dan nou wegwys. En
hy beklemtoon nogal sterk hierin, dat Christus regtig 'n mens geword het, en dat daar definitief 'n opstanding uit die dood uit is. So hy wil vir hulle sê, maar hoorie, Christus het opgewek, daar is 'n opstanding. Kyk ook hoe die klem hierso nogal redelik is op die opstanding en verlossing wat Jesus bring, wat nie in die gnostisie is nie, waar hulle nie daarmee praat of daaroor iets te doen het nie. Die laaste deel van die brief sluit dan af met 'n seëngebed, soos dan nou ook gewoonlik. Soos 'n gedeelte daarvan sê, dit is God, die Vader van Christus wat die mense gemaak het. Daarom het hy hulle gaan soek toe hulle besig was om verlore te gaan. Hy wil hulle aanneem as sy kinders en vir hulle die lewe gee. Dit is hoekom God, wat beheer oor alles het en die almagtige is, wat die hemel en die aarde gemaak het, eers profete na die Jode gestuur. Hy wil hulle wegtrek van hulle sonde af. Hy wil die Israeliete red, en daarom het hy 'n deel van die gees van Christus in die profete gestuur. Die profete het dikwels vir die Israeliete gepreek oor hoe 'n mens God op die regte manier moet dien. In die volgende gedeelte, 3 Korintiërs 2 vers 26 tot 27. Korintiërs, sulke mense besef nie dat dit wat met die dooies gebeur dieselfde is as wat met koring of ander saad gebeur as dit gesaai word. Mens begrawe dit kaal in die grond en daaronder in die grond gaan dit opnuut. Maar omdat God wil, laat hy die liggaam weer opstaan, volledig aangetrek. Sien julle nou hoe hy sê, maar dit is eintlik 'n fisiese opstanding, deur die metafoor van saad te gebruik. Ja, God laat nie net die liggaam wat begrawe is weer opstaan nie, hy maak dit ook 'n baie wonderlike liggaam. Ek het dan 'n dubbele goeie daarso. Enige vrae oor, soos ek sê, ons gaan maar redelik vinnig, maar enige vrae oor hierdie paar gedeeltetjies wat ons al gedoen het. Ja. Ja, dit opstanding van die vlees. Ons vlees, dit kan ook, dit is in wat die apostoliese geloofsbelijdenis is. Ja, apostoliese geloofsbelijdenis. Dit is die vlees. Kan 'n mens nie sê dat dit al begin draai het na ons het dit al begin in ons moderne manier glo in siel nie? Wat doen 'n mens dan? Wat die produk die geloofsbelijdenis is 'n produk van die van nuwe, ja. So wat doen ons as ons veras word? Nuwe liggaam. Ja. So ons word fisies opgestaan. So wat gebeur met ons liggaam daaronder? So wat gebeur met ons liggaam daaronder? Weg. 'n nuwe liggaam. So jou siel gaan op en dan kry jy 'n nuwe liggaam daaronder. Niemand weet nie. Dit is 'n debat. Ja. Solank ons glo in God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees, dan sal ons opgaan. Solank ons net die Heilige Gees vervloek. Daai is belangrik. Okay. So hierso is dan nou die gedeelte, ja, ek het dit eintlik maar klaar gewys. So wat grond waarvan het hulle nie, want hy sê nie iets anders soos van die ander Korintiërs. Nee, hy is maar net gnostisie georiënteerd. Ek dink omdat hy maar later is, maar omdat hy ook van toepassing is op hulle situasie as sulks. Ons gaan nou 'n bietjie meer daarna kyk. Hierso interessant kan ons julle sien, dit is die heel laaste gedeelte van die brief. Daarso staan Kai en Dunamis teken dan krag en maar almal wat hiervan afwyk moet weet, hulle is op pad hel toe, net soos daardie ateïste wat voor hulle gekom het. Hulle is niks anders as die kinder van 'n klomp adders nie. Ja. Hierdie krag, daar's ons die krag, Dunamis van die Here, moet julle niks met hulle te doen hê nie. Vrede vir julle. So dit klink baie Paulus, maar dit het baie kerkgeskiedenis. Ek is maar mense hulle kan agterkom, maar dit sê Paulus, maar dit is nie noodwendig Paulus nie, want dit wat hy aanspreek is baie gnostisie en dit is eers 'n later ding wat bygekom het. En wat lekker is van hierdie brief is, dit gee vir ons 'n pragtige lens van die konteks van die tweede eeuse Christene.
wat nogal heel lekker is. Dit gee vir ons idee waar die Christene mee gesukkel het, watter ander, hoe kan 'n mens sê, tipe geloof amper wat daar gekom het waarmee hulle gesukkel het. En alhoewel dit nie Bybels is nie, is dit wel ryk in kerkgeskiedenis dokument wat vir ons insig gee oor Christene. 'n vinnige idee. En dit klink baie die mekaar soms, maar jy moet vir my sê as ek iets moet weer herhaal of bysit of anders doen. Hulle het nogal redelik dieselfde as ons. En dis net die Ou Testament wat verskil. Nuwe Testament is almal dieselfde. Ja, Ou Testament verskil. Ja, Nuwe Testament is alles dieselfde, omdat dit maar ja. Want hulle en dit is nogal waar dit nogal interessant is. Hulle argument is Jesus is gebore uit die gemaagd Maria. So as Jesus God is, moet die persoon wat geboorte gee aan daai God ook redelik hoog en heilig wees. Dit moet die ma van God wees. So dit beteken sy moet ook eintlik dan nou heilig wees. En dis hoekom hulle haar nogal redelik op het. Dis hulle redenasie daar agter. En nee, nie eintlik nie. Dis maar 'n interpretasie. Selfs ons gaan nou gou kyk na die evangelie, ek dink die evangelie of die brief van Maria, maar dit is nie Maria soos die gemaagd Maria, dis Maria Magdalena, een van Jesus se volgelinge. Maar ja, hulle hele interpretasie is net Jesus is God en sy ma wat aan 'n God gebore gegee het, beteken dit moet dan nou ook nogal redelik belangrik wees, so daarom is sy ook nogal redelik verhef. Ja, dit is 'n groot probleem van as Maria sonde gehad het, sy het aan Jesus geboorte gegee, dan is hy 'n soort van sondig. Ook sondig, ja. So toe kom dan die Immaculate Conception, ek weet nie wat dit in Afrikaans is, en dan Maria is sonder sonde gebore. Ja. Ja. Hulle is versigtig. Nee, kyk, dit is maar interessant en hulle moeder Maria ook ophef. Maar dit is nie noodwendig. Dit is maar later 'n middeleeuse of katoliek, nie middeleeuse nie, katolieke interpretasie. Brief aan Barnabas, hy was hierdie verwys na Barnabas van Alexandrië. So nie die een in ons Bybel nie. Onthou dit is maar baie keer is hierdie Bybelse name, maar is ook soos vandag. Jy kry 'n Johan, jy kry 'n Christian, jy kry 'n Roan. Soos daarso het ons het 3 boeke wat met die naam Johannes het, maar dit is nie noodwendig deur elkeen dieselfde Johannes geskryf nie, omdat dit maar so algemene naam was. So 'n plek van skrywe onbekend, dalk iewers in die ooste van die Middellandse See as ons gaan kyk na die tipe Grieks. Datum van skryf is nogal heel interessant. Hulle vermoed tussen 70 na Christus, is die val van die tweede tempel, en 131 na Christus, so met die Bar Kokhba opstand. Hulle vermoed dit is tussen daai tydperk. So dit val nogal redelik hierso hierdie datum, as hy 70 na Christus is, dan val dit nogal redelik in die tydperk van wanneer die Nuwe Testament van vandag geskryf is. 131 na Christus, dan raak dit bietjie ouer, maar so dit is bietjie moeilik. Die boodskap is anti-Jood en hy is nogal baie Pauliniese trek. En hy dan nou 21 hoofstukke. Hierso is Codex Sinaiticus, wat ons dan nou het, wat dan nou die brief, waarin die brief van Barnabas dan nou ook voorkom. So dit is dan nou geskryf so teen 350 na Christus. Wat mense dan ook kan gaan kyk. So die brief teen die einde van die 2de eeu word die brief deur Clemens van Alexandrië aangehaal. Origen het ook aangehaal en dan ook het ook gesê maar dit is nogal 'n goeie boek om te hê. En Eusebius het egter beswaar daarteen aangeteken en gesê nee, hy moet nie in die Bybel wees nie en daarom is dit dan ook een van die redes hoekom dit uit die Nuwe Testament verdwyn het. So Jesus net vinnig 'n prentjie van elkeen van hierdie kerk. Slim oomies. Elkeen met 'n baard.
So, alhoewel die werk nie streng gesproke gnosties is nie, beoog die skrywer wat homself beskou as 'n leraar vir die onbekende gehoor, om aan sy lesers die volmaakte gnosis of spesiale kennis oor te dra, sodat hulle kan besef dat Christene die enigste ware verbondsvolk is, en dat die Joodse volk nooit in 'n verbond met God was nie. So, dit is nogal groot goed om te sê, dat die Jode nie noodwendig God se volk is nie, maar mense wat nie Jode is nie, later Christen geword het, hulle is deel van God se volk. In geen ander geskrifte van daardie tyd word die skeiding van nie-Joodse Christene en Joodse Christene so duidelik beklemtoon nie, en die skrywer probeer eintlik wys dat die Joodse verstaan van die Torah, so die Joodse verstaan van die wet, eintlik heeltemal verkeerd is. En nou as oorskadu beskou kan word, aangesien die Joodse geskrifte en die skrywer se siening Jesus en Christendom voorspel het, wanneer dit reg verstaan is. Nou hoe hy by daai voorspellings kom, is bietjie far-fetched. Mens hoef nie met hom te stry nie, maar sy argumente is bietjie wyd. En om te sê die Jode is nie Christen nie, of die Jode wat Christene geword het, is nie eintlik Christen nie, jy moet net nie Jood wees of Christen, dit is nogal bietjie wyd. So sy gedeelte word dan nou in twee gedeel. Die wat die Jode eerste gedeelte is, maar wat die Jode verkeerd doen, en dan ook dan nou die weg van die lig en donker. En dit is nogal interessant dat dit kom ook voor in die Didagai. As wat tyd is, ons moet nie eintlik die tyd nie. Kan mens dit ook deurwerk, maar die Didagai is eintlik 'n pragtige boek, kerkgeskiedenisboek om deur te werk. Hierso staan dit dan nou in Barnabas 19, die weg van die lig is dus soos volg. En hierdie is dan nou ook wat dan nou in die Didagai dan nou staan. As iemand na die aangewese plek wil reis, moet hy ywerig wees in sy werke. Die kennis dus wat aan ons gegee word om op hierdie manier te wandel is die volgende. Jy sal hom lief hê wat jou geskep het. Jy sal hom verheerlik wat jou van die dood verlos het. Jy sal eenvoudig van hart wees en ryk van gees. Jy sal nie by diegene aansluit wat op die pad van die dood loop nie. Jy sal haat om te doen wat vir God onaangenaam is. Jy sal alle skynheiligheid haat. Jy mag nie die gebooie van die Here ontken nie. Jy sal nie jouself verhef nie, maar sal arm en van gees wees. Jy sal nie eer aan jouself neem nie. Jy mag nie slegte raad teen jou naaste neem nie. Jy mag nie toelaat dat jy te veel braafheid met jou siel binnendring nie. Jy mag nie toelaat dat die woorde van God met enige onreinheid oor jou lippe uitkom nie, en. Dan Barnabas 20. Maar die pad van die duisternis, die ander weg, nie die weg van die lig, vol vloekery, want dit is die pad van ewige dood met straf. Op watter wyse is dinge wat die siel vernietig, naamlik afgoderry, oormatige selfvertroue, die arrogansie van mag, skynheiligheid, dubbelhartigheid, egbreek, moord, verkrachting, hoogmoed, oortreding, bedrog, kwaadwilligheid, selfversorging, vergiftiging, towery, gierigheid, gebrek van vrees of aan vrees vir God. Op hierdie manier ook is daar die wat die goeie vervolg, die wat die waarheid haat, die wat van lieg hou, die wat nie die beloning van geregtigheid ken nie, die wat nie vashou aan wat goed is nie, die wat nie met die regverdige oordeel aan die weduwee en weeskind toesien nie, daar is nogal baie sterk temas in die Ou Testament, die wat nie waak oor die vrees van God nie, maar is geneig tot boosheid, van wie sagmoedigheid en geduld weer ver weg is, persone wat ydelheid lief het, volg net 'n beloning, bejammer nie die behoeftiges nie, en. Dit kan nogal redelik lank raak. So ja, as 'n mens gaan kyk na Barnabas, dit voel bietjie of hy 'n vendetta het teen die Joodse Christen. As 'n mens sy goed so deurlees, dit voel letterlik of iets in sy verlede amper gebeur het dat hy nie van hulle hou nie. Hy toon ook groot kennis van die Ou Testament aan, wat nogal redelik goed is, en hy haal ook selfs Ou Testament apokryfe aan, soos byvoorbeeld Enoch. Maar die koneksies wat hy maak, soos ons sê, klink bietjie far-fetched. Ek sien hom as hierdie ou wat hierdie prentjie, die koneksies probeer maak. Want, ja, byvoorbeeld, leer dan my kinders wat alles ryk betref, dat Abraham die eerste een was wat besny is, en in gees na Jesus gekyk het. Daardie ritueel beoefen het, nadat hy die misteries van die 3 letters ontvang het.
Want die skrif sê, en Abraham het 10 en 8 en 300 mans in sy huishouding besit. Onthou daai getalle. Wat dan die kennis aan hom gegee is hierin. Of wat is dan nou die kennis hierin? So wat beteken as Abraham nou 10, 8 en 300 mans van sy huishouding? Hoekom presies daai? Ons leer eersins 18, 10 en die 8 en dan die 300. So hy vat die 10 en die 8 dan nou amper by mekaar. Wat dan nou sê die 10 word deur die letter I aangedui, 8 deur die letter H en daarom het jy die voorletters van Jesus. En onder die kruis die genade van die verlossing met die letter T moes uitdruk, sê hy ook 300. Hy dui dus aan dat Jesus met 2 letters en die kruis met 1. Hy weet dit wat die ingeplante gawe van sy leer in ons geplaas het. Niemand is deur my toegelaat tot 'n meer uitstekende stuk kennis as hierdie nie, maar ek weet jy is waardig. So hierso moet ons onthou, hy praat van 10, hy praat van Abraham is die eerste wat besny is. Okay, maar hy het 10 en 8 en 300 mans in sy huishouding besny. So 10 verwys na I en 8 verwys na H. So ons gaan kyk, 10, H is die 8ste letter in die alfabet, I is die 10de. Korrek? Nee. So interessant, daar's in die klassieke Grieks is daar 'n letter wat bietjie verlore is. Die F. Die gamma is verlore. En as mens dit in ag neem, dan sal 'n mens sien dat dit eintlik 1, 2, 3, 4, 5, 6, die gamma, die F klank, en dan het jy die 8ste klank, wat dan eta is, en dan die I klank, iota. So daai klank in die Griekse alfabet het dan nou was ook 'n manier om te sê wat se nommers dit is. So hy sê, omdat 8 die letter H aandui, en 10 die letter I aandui, want is 10 en 8, verwys dit na Jesus Christus. En hy kry dit as gevolg van die mans wat Abraham besny het. Dit klink bietjie far-fetched. So dis wat hy sê, die Ou Testament voorspel dan nou wat se ons. Maar daar's 'n verder een. As julle gaan sien T, onthou hy het ook gesê 300, en 300 is in die sin van, as ons gaan kyk, daar's 300, T, en T is die teken van die kruis. Baie keer, ons weet nie eintlik hoe baie keer van die kruise gelyk is nie, maar daar is bespiegeling dat dit daai T verteenwoordig. So dit beteken dan nou, dat daai 300 verwys na T, wat die getal 300 verteenwoordig, wat dan verwys na die kruis waarop Jesus gaan wees. En dit is wat hy dan nou sê, die Ou Testament voorspel. As 'n Ou Testament is ek geskok. Nee, die man, dis hoekom ek daai prentjie gebruik en voel hierdie prentjie van is baie gepas om hom te probeer verskryf. Hy probeer goed uitkry wat nie eintlik nog is. Hoekom hy nie in ons Bybel is nie, is 'n baie goeie vraag. Heel moontlik omdat hy dalk bietjie far-fetched klink, maar omdat hy ook 'n vendetta het teen die Joodse Christene. So baie van die goed wat hy sê is nie noodwendig verkeerd nie. Onthou wat ons gesê het, weg van die lig. Jy moet dit doen, jy mag nie dit doen nie. Dit is in lyn met die Ou Testament. Maar hoe hy by sy goed kom en hoe hy dan nou sê maar die Joodse Christene is vervloek en al daai dinge is nie noodwendig die regte ding om te sê vir jou liewe broers en susters. So dit is dan nou die evangelie van Barnabas. Sy onverboord. Ja, baie prentjie, daai nou. Hy is onderste bo nie. O, ek sien nou. Nee, hulle het heel moontlik, kyk die Grieke was ook snaakse ouens. Daar's 'n rede hoekom dit so moontlik so is. Dit sou moontlik wees dat hy sou staan op daai
Kyk, ek weet nou nie hoe lyk die groter potskerf nie. Dit moet 'n bietjie beter wees, maar ja. Interessant, die gamma het uitgeval in die Koine Grieks. So hy's nie meer in die Nuwe Testament nie, maar in klassieke Grieks kry hom nog. So klassieke Grieks beteken nie so teen die 400s voor Christus, 500s voor Christus met die Iliad en die Odyssey. Interessant waar ons hom nog vandag gebruik is byvoorbeeld in die woord wyn. In Grieks is wyn oinos, maar in klassieke Grieks is hy voinos, vinos, wyn. Die W klank amper wat hy nou ingekom het. So dis 'n bietjie vir interessantheid dan. Okay, laaste ene, lekker vinnig, Maria, Evangelie van Maria. Daar's nie te veel wat hier aangaan wat ons noodwendig. Ja, so Evangelie van Maria is Maria Magdalena. Nie Maria soos in Jesus se ma Maria nie. Dis oorspronklik in Grieks geskryf en later is dit vertaal in Kopties. Skrywer is onbekend, plek van skrywer is onbekend. Datum is hierso in die eerste helfte van die 2de eeu en die boodskap is baie gnosties. Ons het 3 manuskripte van die Maria Evangelie. Ongelukkig is hulle almal maar bietjie verouderd. Daar kan julle sien hoe dit ook nogal Kopties of een van die Griekse fragmente, sorry. Een Koptiese manuskrip het ons wat bladsy 1 tot 6 en 11 tot 14 het. Die res maar alles verlore, maar dit is nie die helfte van die Evangelie. En dan het 2 Griekse fragmente wat presies ook inligting het van 1 tot hoofstuk 1 tot 6 en 11 tot 14. So dit is maar wat ons het van hierdie Evangelie. Ons het ongelukkig nie alles nie. Maar ja, hier is dan nou hoe die Grieks sou lyk. Nie baie mooi Grieks nie. Maar ja, baie vloeiend met die hand. Maar soos julle ook kan sien, hier is 'n goeie voorbeeld ook van hoe papyrus agteruit gaan met die tyd en hoe dit maar opgevreet word en. Dus die gnostiese Christene het 'n baie hoë denke liewers van Maria Magdalena gehad, veral as gevolg van die feit dat sy een van Jesus se getrouste volgelinge was en deur die Johannes Evangelie ook geteken is as die een wat eerste die opgestane Jesus gesien het. So sy was die eerste een. Interessant ook hoe hy weer eens die gebruik van lig en donker. Sy vanuit die donker uit in die oggend na die Jesus die lig. Hulle het hom ook beskou as iemand aan wie Jesus geheime openbaar het, wat en dit wat hulle geglo het is soms na haar toe herlei. Die Evangelie van Maria kan 'n mens dit baie duidelik ook sien, want in die laaste deel van die Evangelie vertel sy van 'n geheime openbaring wat net sy, nie eers van die disippels nie, van Jesus ontvang het. So hierso begin sy al klaar die apostels se gesag bietjie aanvat in 'n sin. Nie bevraagteken nie, maar sy begin dit aanvat. Alhoewel baie van die inligting redelik korrek is, sy was een van Jesus se getrouste volgeling, maar dat sy geheime gnostiese openbarings ontvang het van hom, dit weet ons is nie waar nie. Maria Magdalena het nooit gnostiese openbaringe van haar gekry nie, so om te sê sy het is nogal redelik vals. So dit wat in die Evangelie van Maria neergeskryf is nie regtig eintlik van haar nie, maar latere gnostici wat haar naam gebruik het om gesag te gee aan hierdie dokument. Amper klaar. En hier is dan nou 'n klein gedeeltjie van wat daarin staan. Maar die disippels was baie hartseer. Hulle het baie gehuil en gesê, hoe kan ons na die heidene gaan en die goeie boodskap van die koninkryk van die seun van die mens gaan preek? As hulle hom nie ons sien nie, hoe sal hulle ons sien? Toe het Maria opgestaan en almal gegroet en vir haar broers. Jesus net die begin daarvan. Weereens, omdat ons net 3 manuskripte eintlik daarvan het ons net die hele evangelie. Maar ons kom agter daar moet bietjie meer wees. Dis al wat sy disippels straks sê nou, vertel ons op wat hy vir jou gesê. Kan nie onthou nie. Ek julle vertel. Ek kan nie die presiese ding onthou nie, maar as maar 4 uit die klippe kom en julle verpeer. Is dit wat sy eendag gesê het? Ek kan nou nie daaraan onthou nie, maar dit is daai ene kan mens agterkom is gnostici en daai ene moet 'n mens daarom baie mooi lees. Verdere bronne wat jy kan gebruik is apokriewe Ou en Nuwe Testament, Jan van der Walt
en François Tolny. Hy is nogal nie te, hy lyk, dink ek vandag lyk hy eerder so. Hy is op R500 by Koenboeke. 'n paar randjies. Maar hy is nogal, hy gee 'n lekker oorsig oor van die dinge. Julle kan dit gaan kyk. Ek het nog nie hierdie ene gesien nie. Van Apocrypha, Lexham Old Testament Apocrypha. Ek moet hom nog gaan kyk. Maar dit sal dan van De Silva se goeie skryf. Ja, De Silva se goeie skryf. So hy kan nogal goed daar ook noem. En dan ook Bible Project, die Ou Testament. Hulle het nie oor die Nuwe Testament apokryfe nie, net die Ou Testament, en dis ook hoofsaaklik, dink ek, omdat die hoofou nogal die ou wat Bible Project run, nogal 'n Ou Testamentikus ook is. So hulle het nogal baie daarvan ook. Enige laaste opmerkings oor die apokryfe? Kommentaar, opmerkings oor die algemeen? Nuwe Testament is bietjie die mekaarder, bietjie meer kompleks in 'n sin, veral as mense evangelies ook inbring. Maar ons kan verstaan ook hoekom die apokryfe soms gesien kan word as valsleer as 'n mens na die Nuwe Testament dan altans kyk. Ou Testament het baie lekker lees en lekker lens in daai intertestamentêre tydperk, die 400 jaar wat hulle sê daar was tussen die twee testamente. Maar ja, dit is baie interessant. Niks. Was hy? Dankie. Waardeer. Dit is dit. Ja, dit is al